Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Sondag 8 Februarie. Rolmodelle. Kom ons open met gebed. Liewe Heer, ons sê vir U baie dankie dat U ons die voorreg geskenk het om vandag wakker te word en om vandag hierdie studie te kan bestudeer. Ons vra liewe Heer dat U teenwoordig mag wees en dat U Gees ons harte en ons gedagtes mag oopmaak, dat ons hierdie mag verstaan. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Almal van ons het al op een of ander tyd mense ontmoet wie ons admireer en vir wie ons graag sou wou nastreef. Vir kinders is dit veral belangrik om goeie rolmodelle te hê. Ideaal gesproke sou dit hulle pa en ma wees. Soos wat hulle groot word, sal hulle ander rolmodelle vind, dalk gekoppel aan hulle verkose beroep of selfs aan biografieë wat hulle gelees het. Hulle kan ook leer hoe verskillende Bybelkarakters uitdagings hanteer het en dit dan met hulle eie lewensondervindinge vergelyk. Ongelukkig word daar in vandag se media baie swak rolmodelle gevind. Ons word met sensasiewekkende stories gebombardeer wat die wellustige probleme en opgemorste lewens van beroemde persone beklemtoon. Paulus se lesers in Filippi, wat natuurlik nie met die internet te doen gekry het nie, het nietemin met soortgelyke uitdagings te doen gekry. Inderdaad, die wêreld waarin Paulus gelewe het, was baie korrup, immoreel en boos, net soos ons in vandag is. Daar was nog altyd, en daar sal nog altyd ten minste tot die einde van tyd, meer as genoeg boosheid wees wat die rond te doen. Die vraag aan ons is, hoe reageer ons daarop? Lees Filippense 3 vers 17 tot 19. Hoe word goeie en slegte rolmodelle in hierdie skrifgedeelte beskryf? Watter aanduidings word gegee om ons te help om tussen hulle te onderskei? Ons lees Filippense 3 vers 17 tot 19. Wees ook my navolgers, broeders, en let op die wat so wandel soos julle ons tot voorbeeld het. Want baie, van wie ek dink dit dikwels gesê het en nou ook onder trane sê, wandel as vyande van die kruis van Christus. Hulle einde is die verderf, hulle God is die buik, en hulle eer is in hulle skande. Hulle bedink aardse dinge. Filippense 3 vers 17 tot 19. Ons moenie Paulus se liefde vir diegene met wie hy nie saamstem nie miskyk nie. Hy ween oor hulle. Let ook op dat hy nie sy vyande noem nie, maar vyande van die kruis van Christus. Filippense 3 vers 18. Paulus het erken dat daar groter vraagstukke was wat op die spel was, naamlik hoe die kruis skeidsmure afbreek en ons almal op dieselfde vlak plaas, naamlik sondaars wat 'n verlosser nodig het. Ons gaan kyk na Efesiërs 2 vers 11 tot 14. Daarom, onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was en onbesnedenis genoem word deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word, dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Want hy is ons vrede, hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het. Efesiërs 2 vers 11 tot 14. Wat ook nie misgekyk moet word nie, is hoe Paulus die Filippense aanspoor om op die goeie voorbeelde te fokus en nie net op die slegtes nie, om versigtig diegene wie se lewenswandel baie soos syne is, waar te neem. Dis interessant dat Paulus soortgelyke taal gebruik wanneer hy die Romeine waarsku om in Romeine 16 vers 17 hulle in die oog te hou wat die tweedrag en aanstoot veroorsaak teen die leer wat julle geleer het en vermy hulle.
In Romeine 16 vers 18 word die bedrieërs in Rome beskryf as hulle wat nie ons Here Jesus dien nie, maar hulle eie buik. Hoewel Jesus natuurlik ons enigste volmaakte voorbeeld is daar ander wat ten minste op sekere gebiede goeie rolmodelle kan wees. Terselfdertyd, watter tipe rolmodel is jy vir ander?